Goeiemôre, good morning. Daar sy, skuif nader en skink vir jou 'n koppie koffie, want ons het 'n propvol program wat vandag behoorlik uit sy nate bars. Waar is ons koffie? Uit sy nate uitbars. Nee, maar ek weet daarom nou nie, ons het bietjie laat ingedraf vanmôre. Ja, jy sien, dit is nou weer jou skuld. Toe word daar gesê ek mag nie vanoggend koffie hier op die stel hê nie, so kom ons hou dit maar veilig daar, waar Annie nog lekker sit en 'n koffietjie smil. Ja, gewoonlik maak Pieter vir ons koffie in die oggende, maar hy was nou vanoggend 'n bietjie lui, dis eintlik die rede. Ek was by Haasdas in die skas. Nou ja, kom ons kyk waarna kan ons alles uitsien vanmôre. Ons het by die juwelier Zoa Jansen van Rensburg gaan kuier om te sien hoe sy juweliersware maak. Ons het ook by die veearts gaan kuier om meer oor diabetes as dit by diere kom te gesels. Sporttalent loop dik in die Mostert familie, maar vandag gesels ons met die jongste broer, neef, niggie, wat sy merk maak. Dis Johandro Mostert. Dan kuier die legendariese Haasdas by ons om te vertel hoe dit in Diereland gaan en hoe hy sy 50ste jaar in die kollig vier. En laastens sluit Frank Opperman by ons aan om van al die opwindende werke wat hy tans op die plank het te vertel. Hoe's daai? Mense wat dink hulle is smart. Mense wat dink hulle is smart. Verstaan jy? Weet jy moet weet iemand is 'n legende wanneer daar sê goed is na aanleiding van die verskillende karakters wat hulle al of die rolle daarvan wat hulle vertolk het, né? Nee? Absoluut. Daar's 'n hele paar. Nee, dan weet jy. Nou ja, toe, maar ons dalk later 'n bietjie meer daaroor. How's dit, Elsa? Daar's sy. How's dit, Elsa? How's dit? Goed, kyk, ons kan nie die oggend behoorlik afskop sonder ons oggendpraatjies nie. Asseblief nie. So ek het nou weer 'n interessante brokkie wat ek hier met jou wil deel vandag. Kom weer terug met interessante nuus, laat ek hoor. Reisigers wat by die Kaapstad Internasionale Lughawe land, word gewaarsku om op hulle hoede te wees vir bestuurders wat hulle self as Uber of Bolt bestuurders voordoen. Die waarskuwing volg nadat die sogenaamde National E-Hailing Federation of South Africa ook kommer oor bedrieglike dokumentasie op sommige e-huurplatforms en die behoefte aan beter regulering binne die bedryf uitgespreek het. Volgens Johan van Skalkwyk, 'n gereelde reisiger, is daar verskeie gevalle waar toeriste, nadat hulle by sogenaamde e-huurbestuurders ingeklim het, groot bedrae geld verloor het. In een voorval het 'n rit wat ongeveer R420 moes kos, uiteindelik R4.200 beloop. Hy sê die bedrieërs werk soms openlik en gebruik selfs Uber handelsmerke om geloofwaardig voor te kom. Van Skalkwyk meen dat die oplossing is om amptelike optelpunte vir geregistreerde e-huur en taksiedienste by lughawens duideliker af te baken. Volgens hom sal dit wettige bestuurders help en terselfdertyd opportunistiese bedrieërs ontmoedig. Ek het nogal gewonder wanneer so iets in die nuus gaan wees. Ja. Want die afgelope paar kere wat ek nou al daar by daai lughawe aangekom het, dan is daar mense wat jou so half tromp oploop en wil weet, het jy Uber het nodig? En dadelik voel mense 'n bietjie onseker en ongemaklik. So ek dink is goed dat hierdie bewusmaking geskep word. Dis net jammer dat sommige mense nou al slagoffers was van hierdie bedrieërs. En ja, ek dink baie mense is nog heeltemal te naïef wanneer dit by daai tipe van dinge kom. Jy weet, dit is soos ook, vat maar die Johannesburg se internasionale lughawe ook, die mense wat nou help met 'n bietjie om jou tasse vir jou op en af te laai en goeders. Ek wonder ook baie keer hoeveel van daai mense is regtig geloofwaardig daar. Nee, inderdaad. Want dit voel vir my hulle is net agterhou geldjie aan. Ek dink dit kan nooit te goed gereguleer word nie. Ek dink veiligheid is altyd, moet die top of hoofprioriteit wees. Wat wel vir my interessant is ek kan nou weer eens net namens myself praat, maar ek dink ook ek sal nie sommer net iemand vertrou en saam met hulle in 'n kar klim nie. Ek is een van daai mense. Wanneer ek nou 'n Uber-rit bespreek, dan sal ek gewoonlik seker maak, eers kyk na die nommerplaat. Om die kar stap, seker maak, dit is so ek gaan soveel goed na, voordat ek in daai kar klim. Maar ek kan nie dink dat mense, soos wat jy sê, dit is seker maar mense wat naïef is. En mense klim maar net, of vertrou maar net te vinnig, dink ek ook, nee. Ja. En dit is vir my die hartseer deesdae met al hierdie mense wat natuurlik altyd om elke hoek en draai probeer hulle weer 'n ander slinkse plan kry. En ongelukkig is hulle skelm en dit, laat 'n mens net opnuut weer, hoe vertrou jy makliker? Ja. Want het begin vir my, as ek daarom vat in ons grootword jare ook, jy weet, as ek nou vat, die 15 of 10 jaar terug toe ek nou nog in matriek was,
Was dinge anders te gewees? Aansienlik anders gewees, Pieter, nee. Ja, ek is seker daarvan 'n mens verlang terug na daai tyd wanneer jy nou 'n matriek was, jy weet die jaar wanneer jy toe net was. Maar nee, ek dink soms het dit dalk ook te doen met mense wat haastig is en ongelukkig. baie gou by hulle eindbestemming wil uitkom, maar ek dink daar is juis hierdie platforms wat die werklike platforms is, die ware Jakob is, maak dit gerieflik om dit voor die tyd te kan bespreek. So ek dink jy kan tog tyd spaar as jy goed beplan. Maar ek kan ook nie verstaan hoe die ou van 'n 420 na 4200 rand gegaan. Jy betaal mos nie daai e-hailing of soos wat Want daar is net 'n nulletjie, né? Ja, is Dis een net 'n ou nulletjie. nulletjie, 'n ekstra nulletjie. Helaas wou dit nie aan die einde van my salaris gebeur het al laat daar een ekstra nulletjie is nie, maar nee ja. Volgende oggend praatjies, die 6 eienaardige silwer metaalballe wat onlangs daar op 'n strand uitgespoel het. Kan jy dit glo? Dit het gebeur by Forest Beach in Queensland, Australië. Nou uit nuuskierigheid uit het baie mense gewonder waaroor gaan dit? Maar nee ja, aanvanklik was dit onbekend wat die voorwerpe was, maar die Australiese ruimteagentskap meen dat dit waarskynlik drukhouers van 'n vuurpyl wat na 'n ruimtesending terug aarde toe geval het is. Hierdie drukhouers word gebruik om soos gasse en vloeistowwe onder hoë druk te stoor. Hulle is so stewig ontwerp dat hulle, wanneer hulle nou die aarde se atmosfeer binnendring, die uiterste hitte kan weerstaan. Hoewel die meeste ruimterommel tydens hierdie proses uitbrand, gebeur dit soms dat groter of stewiger dele die reis deurstaan en uiteindelik in die see of op die land beland. Nooddienste het intussen weens die vrees dat die balle gevaarlike chemikalieë kan bevat, 'n veiligheidszone van 50 meter rondom hierdie voorwerpe afgebaken. Kenners werk nou saam met internasionale owerhede om vas te stel van watter land se vuurpyl die metaalballe afkomstig is. Dis nou vir my 'n interessante enetjie. Ja, ek gaan sê dat watter land ook al verantwoordelik is, onverantwoordelik is. Heeltemal onverantwoordelik was. Dit is vir my glad nie aanvaarbaar dat so iets, jy weet, kan beland op 'n plek waar dit nie moet nie. Ja. Jammer dat ek myself nou so sterk uitspreek, maar dit is gevaarlik. Dis baie gevaarlik. Hulle hoop altyd dit val in die see want die oseaan is net so groot. Wat ook nie reg is nie. Imagine nou hierdie ding het in 'n woongebied geval, hierdie balle. Kan jy dink? Sit mense onskuldig in die sitkamer en nie val die jemmele uit die lug uit. En dis nie klein balletjies nie, nee. Hulle sê ek sou gedink het is 'n tennisbal tipe van ding, maar hulle sê is groter, is wat netbal grootte, sokkerbal grootte daarom. Kan jy dit oor vertaal? Nee, en Baie. ek dink ook jy weet, dit is te maklik om te sê hulle hoop dit beland in die see. Wat van die arme seelewe ook? Ook waar. Jammer, maar ek gaan opkom vir die seelewe. So ek dink hulle moet dit beter reguleer. Ja. En dit sal interessant wees om hierdie storie dop te hou, die verwikkelinge dop te hou, soos wat dit ontvou en dan nou vas te stel watter land verantwoordelik is. Gebruik die swaar goeders en bring dit veilig saam met julle terug aarde toe of ontwerp dit so dat dit heeltemal sal disintegreer wanneer dit nodig is. Laat ons Daai is 'n goeie idee. ja, die Dis sal wetenskap ons volgende die projek wetenskap wat ons is kan aanpak. ver gevorderd en hulle kan nou maar laat disintegreer. Ja. Gepraat van my hoërskooljare, my laerskooljare en goeters, man ek sal graag met Hasdas 'n storie of twee wou deel. Eers 'n bietjie later. Maar eers 'n hoor. bietjie later, want ons het nog baie om na uit te sien. Jy moet bly net waar jy is. Ons gaan solank vir ons 'n vars koppie koffie soek. Jy sien mos ek loer vir my koffie vanmôre. Kry jy joune en kuier weer rustig saam met ons by Goeiemôre, Good Morning.